Vriende, ons gaan saam lees in Matteus 25, daarvan af vers 14 af, 14 tot 30, daar is 'n hele klomp gedeeltes in daardie hoofstuk, maar ons gaan spesifiek dan vers 14 tot 30 saam lees in Matteus 25. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Ons Vader in die hemele, Here, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmôre hier kan saam wees. Here, dat ons met ons stemme lof kan bring aan U. Dat ons kan dink oor wat ons hier kom maak. Dat ons in die liedere ons woorde kan hoor en woorde kan sing wat besef ons staan in 'n verhouding met U. Ons kom staan voor U as skuldige mense, as sondaars wat maar in hierdie lewe altyd op reis is. Ons wat nooit by 'n plek uitkom waar ons kan sê, nou is ek volmaak, nou het ek gearriveer nie. Ons wat vorentoe deurentyd moet waak teen die sonde en Here heeltyd op hierdie pad is om U te volg, om te vra waar volgende Here? Hoe moet U nou, wat moet ons nou? Ons bid dit in U naam. Ons bid vir Huis van Heerde, ons bid Here dat U vir hulle sal duidelikheid gee, vir hulle sal wysheid gee, maar ook sal gee dit wat nodig is. Ons bid dit in Jesus naam. Ek bid so vir elke huismoeder, vir elkeen wat in hierdie kinders se lewens inbou. Here, dat U deur die Gees daar sal lei, deur die liefde en genade, daar sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees ons saam hier in Matteus 25 vanaf vers 14. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir die een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir ander 2, vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook het die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het 'n gat in die grond gegrawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Ek moet gou onderbreek hier en net op 'n paar goed wys, want ek het al baie preke oor hierdie gedeelte gehoor. En dit wissel van al die talente wat die Here vir jou gegee het en al die goed wat, maar kom ons lig gou 'n paar goed uit voor ons verder lees en ek gaan nou verder lees in die gedeelte. Hier word gepraat van 'n eienaar en slawe. Ek dink nie ons verstaan vandag meer die konsep van wat 'n slaaf is nie. Baie mense sou sê, maar 'n slaaf is seker maar soos iemand in die tronk. Besef jy dat iemand in 'n tronk baie vlakke bo slaaf is? Dink mooi daaroor. 'n Ou in 'n tronk het regte. Hy het 'n vonnis wat vir 'n tyd lank uit moet gedien word en dan kan hy in aanmerking kom vir parol en dan kan hy teruggaan in die samelewing. Die staat besit nie 'n persoon wat in die tronk is nie, hulle beperk hom. Hy word gestraf, sy vryheid word tot 'n groot mate weggeneem. Maar tog is daar sekere dele waaroor hy nog 'n bietjie keuse het. 'n Slaaf het niks hiervan gehad nie. Om 'n slaaf te wees, het beteken jy het in 'n situasie beland waar jy verkoop is. Waar jou lyf en jou regte en jou toekoms en jou alles verkoop is. En jy het die eiendom van iemand anders geraak. Jou lewe het niks beteken nie. Al wat jou lewe beteken het is wat jou eienaar besluit het jou lewe beteken. En as jou eienaar gevoel het dat jy 'n waardevolle slaaf is, dan het jy heel moontlik vir jouself 'n bietjie 'n toekoms probeer bewerk
Maar op enige gegeewe oomblik kon jou eienaar besluit, ag, vat daai slaaf en maak hulle dood. Jou eienaar sou nie aangekla word nie, want jy was sy eiendom. Jy is soos 'n bees of 'n skaap wat hy kan laat slag. Hy het die volste reg om dit te doen. Vriende, hierdie gedeelte praat van slawe. En dit praat dat 'n baie groot ryk eienaar sy eiendom vat en dit verdeel onder 'n klompie slawe. En as jy mooi gaan lees deur die evangelies, dan kom jy agter dat die manier wat Jesus met ons praat oor wat dit beteken om hom te volg. Iemand wat hom volg is soos iemand wat 'n skat in 'n land ontdek en dan gaan hy en gaan verkoop alles wat hy het om dit te ruil. Met ander woorde, alles tot sy beskikking, alles wat hy besit, verkoop daai persoon om net te bekom daardie skat in die land. Dit praat van 'n totale oorgawe, selfs tot op die vlak van slaaf wees. Dis eintlik wat in die evangelie staan baie keer. So hierdie eienaar kyk dan na sy verskillende slawe en hier moet ons die onderskeid begin maak. Hy bevoordeel nie een en benadeel ander nie. Hy kyk na wat hy het en wat hy aan hulle kan toevertrou en dan gee hy vir die een 5 goue muntstukke. Nou die goue muntstukke moes redelik waardevol gewees het. Hy gee vir die volgende een 2, maar daar's hierdie ander slaaf waaroor hy gewonder het. Hy gee nie vir hom niks nie. Hy gee wel vir hom 1 muntstuk. Maar in die aksie is dit duidelik dat die eienaar het geoordeel dat hierdie slaaf heel moontlik hom gaan teleurstel, ek weet nie. Ons lees verder. Maar die slaaf wat een gekry het 'n gat in die grond gegrawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. So hy gaan daar waar niemand hom sien nie, hy grawe 'n gaatjie, hy sit die geld weg, hy maak dit toe, hy maak vir homself 'n nota waar hy weer die geld moet kom opgrawe. Hy het dit dan reg gekry, die geld het nie weggeraak nie, hy kon dit weer opgrawe. Na lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Vriende, wat is die vergelyk? Waarmee is Jesus eintlik besig? Jesus is besig om homself, die eienaar, in 'n gelykenis te verduidelik. Die eienaar wat nou gaan weggaan. Die eienaar wat sy eiendom onder sy navolgers, sy disippels gaan verdeel. Wat sy koninkryk, wat eintlik maar die groot eiendom is, gaan verdeel onder sy disippels en dan gaan hy vir 'n lang tyd weggaan. En dan op 'n gegeewe dag, onverwags, gaan hy terugkeer. Hoekom sê ek so? Want as jy die gedeelte net voor dit lees, is dit die hele storie van die 10 meisies en hulle raak moeg om te wag vir die bruid om te kom. En dan loop 'n klomp van hulle maar eenetjie bly en sy word beloon. Maar die ander word onverwags betrap. So dieselfde konteks moet hier deurgedra word. Dit gaan eintlik hier oor Jesus wat vir sy volgelinge sê, ouens, ek gaan nou weg vir 'n baie lang tyd. Soos ek nou fisies by julle is, gaan ek nie meer by julle wees nie. Ek gaan op 'n ander manier by julle wees. Dis eintlik wat die evangelies vir ons duidelik maak. En dan gaan ek eendag terugkom en dan is dit die oordeelsdag. Want dis ook wat hier aan die gang is. Die volgende gedeelte sê letterlik die profetiese rede, die laaste oordeel, waar Jesus dan onderskeid maak. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het jy aan my toe vertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het aan my toe vertrou, hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer,
Ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is, wat oes waar hy nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier is u geld terug. Toe sê die eienaar vir hom, jy's 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom al weg, en gee dit aan die een wat 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Vriende, wat sê hierdie laaste 2 sinne? Waarmee is Jesus besig? Jesus is besig om oor die hemel te praat. Hy is besig om te sê, ouens, julle wat getrou volg in hierdie lewe, sal baie meer ontvang. Maar vir die geleentheid wat vir hulle gegee is, wat nie in die koninkryk gaan ingaan hierna nie, van hulle sal selfs weggevat word, wat hulle, die geleenthede wat hulle hier gehad het, en hulle sal nie ingaan nie. Hierdie gedeelte gaan nie oor jou aardse skatte nie, dit gaan nie oor hoe ons maak met ons fondse, of hoe ons maak met ons rykdom, of hoe ons pakket en ons begroting bestuur, en hierdie is nie wealth management nie. Hierdie is absolute gedeelte wat praat oor die koninkryk van God. En wat ons doel binne hierdie koninkryk van God is. Wat kom sê dit in plain Afrikaans? Die Here gaan vir elke gelowige in hierdie lewe 'n gedeelte gee. 'n Gedeelte waaroor jy aangestel is. Jy gaan mag daaroor hê, jy gaan besluite daaroor kan neem. Jy moet dit bestuur vir die meester, en eendag aan die einde gaan jy voor sy regterstoel staan, en hy gaan vir jou sê, ek het jou met soveel muntstukke toevertrou. Hierdie gedeelte kon anders geklink het. Die meester kon vir iemand 10 muntstukke gegee het, en daardie persoon het dit gaan versmaai, gebruik asof dit sy eie is, gemaak of dit sy eie rykdom was, en aan die einde, toe die meester terugkom, was daar net 3 oor, en hy het die oorige 3 vir hom gegee, en gesê, meester, ek het lekker gelewe, ek het parties gehou, en ek het gedoen wat ek wou, en die geld was ongelukkig nie genoeg nie, ek het net 3 oor. Die ou wat 2 gehad het, kon dieselfde gedoen het. Hierdie gedeelte is eintlik bietjie vreemd vir ons tyd, want ons dink glad nie meer so oor Christendom en oor hoe ons Christus volg nie. Maar daar is gelowiges deur die tye wat wel so gedink het. Wat ander gelowiges aangemaan het en gesê het, ouens, wat die Here op jou tafel sit, is die talente. Dit waaroor die Here jou in jou lewe laat sukses hê, is ook eintlik die middele vir God se koninkryk, nie net vir jou eie huis en vir jou eie bestaan en vir jouself nie. Jesus dink nie oor die lewe soos ons in 2026 oor hom dink nie. Jesus dink nie oor die lewe as, dis myne, dis my salaris, en ek sal besluit wat ek. Jesus dink oor sy navolgers as mense wat hulle hele lewe in hulle bestaan in sy hande oorgegee het, wat verstaan dat alles wat ek het, kom eintlik van God. Alles is syne, nie net 'n 10de nie. En dan baie mense se 10de beteken ons ook maar eintlik 1%, as dit soveel is. Vriende, die Here kom vra van ons, en baie keer is dit nie fisiese geldwaarde nie, baie keer is dit iets anders. Hy kom vra van ons, ouens, ek stel jou aan in hierdie wêreld, en hier's hoekom ek hierdie gedeelte preek. Hier's my issue as gelowige, as dominee, as 'n ou wat sukkel en wonder en dink oor hoe volg ons Christus. Hier's my issue, en dis hoekom ek vandag hier staan. Hoe leef ek? Hoe volg ek vir God? En hoe kom God se koninkryk in my wêreld? Ek het in die laaste tyd die woorde begin gebruik dat, ja, daar's 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas, en toe Johannes nog een kom skryf om eintlik vir ons te herinner aan 'n klomp goed wat hy die kerk sien miskyke, dink ek.
as 4 evangelies in die Bybel, maar as 'n 5de evangelie, en dis jou pad met Christus. Hoe skryf ek my evangelie? En ouens, nou moet ek eerlik voor julle kom bely. Ek sukkel. Dis die challenge van my lewe. Ek sukkel. As mens, as gelowige. Ek sukkel, en ek het dit so mooi raak gelees wat iemand skryf en hy sê, die probleem by gelowiges is, ons het 'n gebreklike verbeelding aan wat God in ons lewens kan doen. Nou sê jy vir my, maar jy's 'n dominee, jou werk is God se, glo vir my. Binne in dit is dit nog moeiliker. Om te weet, jy's fisies geroep vir hierdie werk, en jy moet hierdie werk doen, maar selfs binne in dit, het ons 'n gebrekkige verbeelding oor wat God deur ons kan en wil doen. Ons verstaan nie mooi altyd goed wat God oor ons pad bring nie, en ek dink die rede daarvoor is ons spandeer te min tyd met ons oor teen sy bors. Ons hoor nie die fluisteringe wanneer Christus vir ons sê, ek het nou so iets oor jou pad gebring, dit lyk sommer na niks, maar eintlik is dit baie groot. En die Here deel nie altyd daardie planne so met ons nie. Hy kom gee nie vir ons 'n besigheidsplan en sê, jy weet, jy het nou 'n geleentheid gekom, iemand bied nou dit of dit vir jou aan, of iemand vra, wil jy nie hiervan deel raak nie? En jy dink glad nie dis belangrik nie, maar vir my is dit baie belangrik, en vir die beplanning wat ek vir jou lewe het, is dit sentraal. Wat sit agter hierdie gelykenis wat die Here hier vertel? Hy kom sê eintlik vir sy disippels, ouens, jy's 'n unieke mens. Jy het 'n klompie gawes, en vir een van julle gaan ek meer van die talente gee, want ek het jou so gemaak. En die ou wat 5 talente 10 maak, is nie meer suksesvol en 'n beter slaaf as die ou wat 2 talente 4 maak nie. Dalk het die ou wat 2 talente gekry het, eintlik 'n bietjie te veel talente vir sy vermoëns gekry. Dalk het die Here daardie dag toe hy dit vir hom ontvang, vir hom eintlik gesê, weet wat, jy is my beste slaaf. Want ek het gewonder of jy dit gaan maak, en hier kom jy met 4 aan, jy het verdubbel, jy het presies 100% wins gemaak, net soos die ou wat 5 maklik 10 kon maak. Jy hoor wat ek sê, die lewe is nie regverdig nie. Kinders, as hulle vir jou sê, jy kan enigiets in hierdie lewe word, ek is jammer, hulle lieg vir julle. Jy kan nie enigiets in die lewe word nie. Ek kon op my kop staan, ek sou nie 'n dokter kon word nie. Hoekom nie? Want ek kan nie so vinnig lees nie. Bottom line. Vir Gerard was die som so vinnig gewees as dit. Ek lees te stadig om daai massas werk deur te lees voor 'n eksamen. Ek gaan dit nie maak nie. Ek sou dit nie maak om 'n dokter te word nie. Vir Hanno is dit baie maklik. Hy sou met vleiende vaandels 'n dokter kon word, maar hy wou nie. Ons verskil almal. Die triek in die lewe is om mense om jou te hê wat eerlik genoeg is en jou genoeg begelei, en dan nog moeiliker om self eerlik genoeg te raak om te sê, wat het die Here op my tafel gesit? Wat kan ek doen en wat kan ek nie doen nie? En as jy daai prentjie begin kry, dan begin realiteit op die bord kom. Ouens van die Here weet wie is. Hy het jou gemaak. Hy het jou gemaak met 'n sekere klompie talente. En nou weet ek, jy sit vandag van julle, sê, ja Dominee, dis maklik om vir jou te sê, jy sit nie in my situasie nie. Ek weet, kom ek deel so ietsie van my situasie. Ja, ek was in 'n huis waar ma en pa getroud gebly het tot die einde van pa se lewe, ma leef nog. Maar daar was 'n tydjie in ons gesinslewe waar dinge regtig rof gegaan het. Dat my pa my by die koshuis kom oplaai, en dat hy met my huis toe gery, en dat hy sit en kla by my, want hy het 'n winkeltjie gekoop, en my pa was die laaste ou wat 'n winkel moes koop. Dit was nie my pa se talent nie. My pa is opgelei om in 'n kragstasie te werk, en hy het daai meters gekyk, en hy het daar in Namibië gewerk, en seker gemaak dat die krag
aan die gang is en dat daar genoeg krag voorsien word en hulle het allerhande meters gehad wat gewys het hoeveel krag word nou uit Suid-Afrika uitgetrek, hoeveel krag word in Namibië gebruik, hoeveel krag voer hulle uit, hoeveel krag voer hulle in en dan moet hulle stel dat daai masjiene reg hardloop, dat daar genoeg krag geproduseer word. Dat hy my baie keer vertel dat oor see in Europa is daar letterlik ouens wat sit in TV kyk vir 'n werk. En toe vra ek vir hom hoekom? Hy sê want hulle sit in kykie kanale en daai tyd was daar nog min kanale, nie soos vandag nie. Hulle sit nou die kanale dop, want as daar 'n kookprogram opkom, weet hulle 'n klomp vrouens gaan nou op die grid klim en hulle gaan begin kook en dit gaan krag vat. Dan sê hulle vir die ouens, stook, ons het krag nodig. Dit was my pa. Nou gaan koop hy 'n winkel. Julle en hy het eintlik maar bankrot gespeel. Hy het hom verkoop voor hy moes sê dis nie my ding hierdie nie, maar dit was nie my pa se ding nie. Maar dit het regtig sleg gegaan. Ek het sleg gevoel want nou is ek in standaard graad 11, graad 12, hier's rugby toere wat oor die pad kom en alles en my ma het nie die geld nie. Daar was 'n spesifieke maand wat my ma R300 inkomste gehad het. R300 en ons moet eet, hulle moet my koshuis toe ry. Ek weet nie hoe ons daar deurgekom het nie. Maar die Here het ons daar deurgedra. My pa het 'n ander werk gaan kry en 20 jaar gelukkig daar gewerk en die Here het vir ons op 'n besondere manier voorsien daaruit. So ouens, punt is jou situasie gaan vir jou baie keer absoluut 'n doodloopstraat lyk. Geheimpie oor die Here wat ons dien. Vir die Here bestaan daar nog nooit so iets nie. Die Here ken nie doodloopstrate nie. Die Here ken nie 'n muur waar ons nie kan oorkom nie. Ek dink God kyk in hierdie geval so 'n bietjie van bo af en hy sien presies waar die ander maniere is. En as jy dink hierdie muur is onoorkombaar, dan kom jaag hier by jou verby, ry die muur plat en sê vir jou baie jammer dat hy jou muur plat gery het. Die Here wat ons dien is oneindig kreatief. En God het voor die skepping van die wêreld, sê die woord vir ons, 'n plan met jou. Julle kan dit nie Efesiërs gaan lees en 'n hele paar ander plekke in die Bybel. God het voor die skepping van die wêreld jou met 'n klompie talente bymekaar gesit. En baie keer vind ons onsself, juis in die ouderdom waar jy is, op 'n plek wat ons dink, daar's nie hoop vir my nie. Daar ouens, al waarheid is, jy sien nie die hoop vir jou nie. Jy sien nie wat die Here met jou lewe gaan doen nie. Ek het langs die pad amazing mense ontmoet. En nie net een nie, 'n hele klompie van hulle, mense wat net 'n dryf het in hulle en mense wat net aangaan en hulle niks kry hulle gestop nie. En dan gaan sit ek by hierdie vrou en dan sê ek vir haar, "Wat? Verduidelik vir my, want jy is nie normaal nie." En dan sê sy, "Wat bedoel jy?" Sê ek het in my lewe nog iemand gekry wat so 'n dryf het vir hierdie goed en niks stop jou nie. Ek bedoel, hier sit ons 10 jaar by die skool en ons sukkel om hierdie ding gedoen te kry. Hier kom jy en jy kry net paai om dit te doen en toe ons weer sien, toe is dit gedoen. Wat? Waar? Dan vat sy my eendag en dan sit sy my stil en dan sê sy vir my, "Ek vertel hierdie nie vir baie nie, maar my pa was in 'n kinderhuis." Dan dink ek, wat 'n snaakse storie. As sy sê, "My pa was in 'n kinderhuis en dis die grootste geskenk wat ek as kind gekry het." Sê ek, "Nee, nou moet jy verduidelik. Hoe nou?" Sê sy vir my, "Dominee, my pa het van kleins af my anders groot gemaak. Hy het vir my geleer dat die lewe is nie soos mense vir jou dit wil voorhou nie. En ek het net daaruit hierdie ontsettende krag gekry. Sy was die jongste kaptein in die Suid-Afrikaanse polisie se geskiedenis. Hierdie vrou was die jongste kaptein ooit in die Suid-Afrikaanse geskiedenis van die polisie. Haar polisieloopbaan het geëindig want toe skiet iemand aan met 'n AK-47 op 1.2 meter in haar ruggraat in. Het haar loop. Niks stop vir het haar nie. Dinge het verkeerd geloop. Maar wat was die geskenk? Die Here het op 'n wonderbaarlike manier haar pa deur 'n moeilike lewe gesit en die vrug wat in haar pa se lewe gegroei het, dat hy sy kind grootmaak met, en dit was sy roeping, hy het gewerk, hy het kos op die tafel gesit,
maar deel van sy roeping in hierdie lewe en deel van sy inbou was om hierdie dogter van hom groot te maak met 'n ander stel reëls. 'n Stel reëls van jy leef nie net vir jouself nie. Jy doen nie net om vir jouself te ryk te maak nie. Ek het nou na 10 jaar teruggegaan Dandie toe in Desember. Ons was net vir 'n dag vinnig daar ingeloer, hoe lyk dit nog daar? Wie loop ek raak? Hetta se man en Veta. En my eerste woorde aan haar was: jy het nie oud geword nie. Jy lyk dan nog net soos jy 10 jaar terug gelyk het. Hoe kry jy dit reg? Nou spot sy, nou sê sy nee, is die water daar op die plaas wat sy drink. Maar ek weet dis nie dit nie. Daar's 'n lewensgees by hierdie persoon. Hoekom? Want daar het vrug gekom uit die snaakste situasie uit in haar lewe. Ouens, wat wil ek probeer sê hierdeur? Die Here werk snaaks. Maar hierdie Here wat ons aanbid, is eindloos kreatief. En hy bou in ons lewens in en hy begin ons in hierdie lewe aan die gang sit in 'n proses wat nie in hierdie lewe gaan eindig nie, want as jy mooi verder lees in die Bybel, dan kom jy agter hierdie gawes en talente is bedoel vir die lewe hierna ook. Kom vier saam met my fees eendag as hy terugkom. Jesus praat oor die volgende, die lewe hierna. Daardie lewe wat in Openbaring 21 vers 5 sê, en dat ons gaan ingaan en saam met hom regeer staan daar. Openbaring 21 vers 5 sê, hy gaan alles nuut maak. Die wêreld en alles waarna ons gawes en talente moet gebruik, word nuut gemaak. Ander gedeelte in Lukas sê hy vir die disippels, julle gaan op trone sit en julle gaan regeer oor die lewe. Ouens, God is besig in ons lewens, uniek, individueel, en dis nie altyd in rand en sent nie, dis baie keer op ander maniere in God se koninkryk. Die triek is, ons moet begin luister en vra, Here, wys vir my. Wys vir my, leer vir my, maak my oë oop om te sien wat u koninkryk in my lewe vra. Wat is die talente wat moet ontwikkel, wat moet groei en wat moet vorder? Vriende, mag die Here vir u seën op hierdie reis waarop u is, elkeen. Mag dit so 'n tikkie beter en 'n tikkie ligter raak elke week. Mag jy so 'n bietjie meer verstaan oor wat hierdie reis vir u inhou. Amen. Ek gee geleentheid, laat ons eers saam bid en dan sal ek geleentheid gee. Ons Here Jesus, baie dankie vir u genade en u liefde. Dankie Here dat u ons nooit roep sonder om te sê, hier is ek, volg my nie. En ek kom bid Here dat u vir ons die deure sal oopmaak en die geleenthede sal oopmaak, maar voor dit, Here, dat u vir ons die geloofsvertroue gee om te weet. Ek moet net aan die Here vashou. Ek moet nie op my eie insig te staat maak nie, maar op God alleenlik vertrou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek kry geleentheid om die Here te dien.